Gemeente broers en susters, ons begin ons skriflesing vanoggend by Rut 1, hoofstuk 1. In die jare toe die rigters nog regeer het, net na die boek van Josua vind ons dan die boek Rigters. Rigters, wat ek net verduidelik, was leiers gewees wat die Here na vore gebring het om Israel te verlos. Dit was 'n periode van, as ek reg onthou, oor die 400 jaar, waar Israel telkens van die Here afgedwaal het. En dan gee die Here hulle oor aan straf, aan een of ander van hulle buurlande om hulle te onderdruk vir 'n lang periode. Dit het al hoe langer en langer geword, en dan het die Here 'n rigter tot stand gebring, 'n persoon wat die Here geroep het en krag gegee het om Israel te verlos. Dan het dit weer vir 'n klompie jare goed gegaan. Hulle het weer na aan die Here gebly, gedoen wat hy gesê het hulle moet doen, gereeld na die sinagoge toe gegaan, hulle kerk, en toe dan weer dwaal hulle weer af. Dan gee die Here hulle weer oor aan straf, dan's daar weer 'n rigter. Ons praat van 'n siklus, dieselfde stadiums wat keer na keer hulle self herhaal het. In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. 'n man van Bethlehem in Juda het tydelik in die gebied van Moab gaan bly. Moab was 'n buurland. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. Ons is by vers 16. Ja, kom staan hier stil by die eerste vers. Ek het 'n paar opmerkings daarso. Met die intrapslag van hierdie boek, die eerste vers van die eerste hoofstuk, lees ons die woord hongersnood. En onmiddellik gaan my gedagtes terug na Deuteronomium. Deuteronomium was so 'n geslag gelede, 80 jaar min of meer, sê nou maar, net voor Israel na 40 jaar in die wildernis in die beloofde land Palestina, Israel intrek. Daai laaste maand van daai 40 jaar is hulle oor kan die Jordaanrivier, hulle maak reg om in te kom, die land binne te trek. En in daai maand vind ons alles wat gebeur het in die Deuteronomium boek. In hoofstuk 28 en 29, as ek reg onthou, kry ons 2 eienaardige hoofstukke. Die een hoofstuk is 'n lang lys, ek dink oor die 80 van hulle vloeke, strawwe. Die Here sê, as julle van my afdwaal, gaan ek dit laat gebeur, en dit laat gebeur, en dit laat gebeur. Daar's 'n klomp van hulle. En dan 'n hoofstuk van seëninge, 'n hoop van hulle. As jy doen wat ek sê, gaan ek jou so seën. Ek gaan jou so seën. Ek gaan jou so seën. Jy gaan gesond wees. Jou kinders gaan gesond wees. Jou vrou gaan gesond wees. Jy gaan goeie oeste hê. Die mense het van die land af gelewe. Jy gaan goeie oeste hê. Jou vee gaan aanteel, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So as ek hongersnood sien, dan is dit onmiddellik Deuteronomium 28:19, dis 'n straf. En inderdaad, dit was die straf van die Here wat dit vir ons aandui. Hongersnood het geheers. As ek verder gaan uitvind, vers 1 vertel vir ons verder dat die Here in hierdie gebeure was 'n tyd van die rigters. So die Here straf Israel met hongersnood. Dit is in daai tyd van die rigters het dit plaasgevind. En dan vind dit plaas in Bethlehem. Bethlehem, my broer en suster, in Hebreëus beteken huis van brood. Dit was 'n koringarea. Dit was deel van 'n streek in die Bethlehem omgewing met die naam van Efrata. Efrata beteken vrugtevol. So hulle het gebly in 'n streek met die naam van vrugtevol, wat behoort dit aan 'n dorp met die naam van huis van brood. En in vrugtevol, in die huis van brood, was daar hongersnood. Kan u sien die skerp kontras, hoe daardie mense moes terdee bewus gewees het, die Here seën ons so baie in hierdie gebied van Israel, ons is 'n streek wat die land voed. Daar's gedurig kos en brood, ons is 'n vrugtevolle area, en hier's hongersnood, des te meer hongersnood. Elimelech en sy vrou Naomi en hulle 2 seuns het weggetrek uit Bethlehem. Hulle kom in die buurland Moab aan. Dis 'n heidenland en daar was nie hongersnood nie. En daar trou die 2 seuns met 'n tyd met Moabitiese vroue. Toe sterf Naomi se man Elimelech en toe haar 2 seuns. En toe hoor sy dat die hongersnood in Israel opgehou het en sy besluit, wat maak ek in hierdie vreemde land, my man en my 2 kinders?
seuns is albei dood. En sy besluit, sy gaan terug Bethlehem toe. En daar gaan die twee skoondogters, hulle maak reg en pak op, hulle gaan saam met haar. En dan begin sy by hulle pleit, moenie agter my aangaan nie, wat is daar wat ek vir julle kan gee, sê sy. Sy argumenteer, sy sê, al is ek in staat om weer kinders in die lewe te bly, gaan julle daar wees oor 20 jaar, wanneer julle weer met hulle kan trou. Gaan terug na jou land toe, pleit sy by die twee skoondogters, gaan begin 'n nuwe lewe ensovoorts, en die een, Orpa, was haar naam, draai om en sy gaan terug. Maar Rut weier om te draai. Vers 16. Maar Rut sê, moenie by my aandring, dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen, en so daaraan toedoen, net die dood sal skeiding maak tussen u en my en u. 'n ongelooflike, amper ongeëwenaarde uitdrukking van lojaliteit, wat ek dink ons nêrens in die Ou Testament oortref sien nie. Maar ons moet onthou, hierdie is 'n heidenvrou. Dis 'n heidense vrou, dis 'n Moabitiese vrou met hulle eie afgode. En luister net wat sê sy. Luister na haar taal. As ek daar was, sou ek vir haar gevra het, wat jy waar kry? Waar kom jy aan dat jy sê, u God is my God? En dan sê, mag die Here so aan my doen en toedoen. Dit wys vir ons, dit gee vir ons 'n baie belangrike kykie in daardie gesin se lewe. 'n Persoon wat uit die heidene godsdienst kom, wat sulke taal my broer gebruik, is 'n persoon wat lankal oortuig geraak het van die legitimiteit en die realiteit van 'n ander volk se God. Sy kom uit 'n heidense volk. Nou trou sy met 'n man wat 'n Israeliet is, en sy word bekend gestel aan die werklike God. En wat het sy nie als gesien in daardie tyd wat sy getroud was met die seun van Elimelech en Naomi, wat haar so oortuig het om sulke taal te gebruik, om hom te gebruik as haar verwysing. Sy kon en sy moes aan ons verwag dat sy haar afgode sal aanhaal, en sy sê, maar volgens my afgod dit en volgens my afgod dat. Nee, sy praat van die Here. 'n absolute aanvaarding tussen die lyne deur. Hoe lank gelede? Ek is baie nuuskierig, ek gaan eendag vir haar vra. Aanvaarding van my skoonouers en my man se God. Totale aanvaarding. Ek wil byvoeg, daardie lojaliteit is ongekend. Maar ek gaan myself vooruit. Rut draai teen alles, haar verlede, haar land, haar God, haar familie, haar toekoms. Hoe op aarde, Rut, wil jy vir my sê, die toekoms wat vir jou nog blink wag in jou land, draai jy jou rug op vir 'n onbekende toekoms in 'n onbekende land? Wat het dit gebeur in daai vrou se lewe, dat sy so 'n ommekeer gemaak het? Sy roep haar ouers, haar familie, haar afgode, haar volk vaarwel toe. En sy neem vir Naomi aan as haar ma, Israel as haar volk en die Here as haar God. Verbasende lojaliteit. En al wat 'n mens kan aflei en kan vir jouself kan sê is, Naomi en Elimelech se uitlewe van hulle godsdiens moes so spesifiek definitief gewees het, dat sy soveel kon leer, maar nie leer van Israel se God nie, maar hom sien in aksie in die lewens van haar man en sy ouers. Jy gaan nie sommer net glo aan 'n ander God, omdat jy van hom gehoor het en van hom weet nie. Naomi, Rut, wat het jy gesien in die jare wat jy getroud was met Naomi en Elimelech se seun Rut, wat vir jou gebring het tot hier, tot hierdie wonderlike absolute oortuiging, aanvaarding? Sy draai haar rug op alles wat bekend is. Die Here se seën, het 'n stempel afgedruk op hierdie heidense vrou. So sy het in ons woorde 'n Christen geword. Rut besef agter
Daar is veel meer vir haar in die toekoms om saam met Naomi te gaan as om terug te keer na haar land en haar mense. Maar hier's nog op die spel. Hier's groter dinge op die spel. Dit is wat in Naomi se hart gelewe het. En van daar af sien ons die geweldige kontras. Hierdie is twee vroue wat heeltemal uiterstes verteenwoordig het. Maar Naomi het besef, sy het geweet waartoe gaan sy terug. Dis haar land, dis haar omgewing. Dis waar sy groot geword het. Dis Bethlehem. Maar sy het ook geweet hoe die mense in Bethlehem gaan reageer op hierdie Moabitiese vrou. Want sien, hier's 'n stukkie geskiedenis. Deuteronomium 23 vers 3 en 4. Geen Ammoniet of Moabiet. Rut was 'n Moabiet. Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie. Selfs hulle 10de geslag mag nooit in die vergadering van die Here kom nie, omdat hulle julle by julle uittog uit Egipte nie met brood en water op die pad tegemoet gekom het nie, en omdat hy is die koning van Moab, Biliam, dit is een van hulle priesters, die seun van Beor uit Petor in Mesopotamië teen julle gehuur het om jou te vervloek. 40 jaar, Israel is in die geskiedenis in die woestyn, hulle kom uit en dan trek hulle in die laaste jaar, trek hulle so langs die grens van twee volke op, net binnekant hulle grensgebied. En voor hulle doen, laat weet hulle vir daai koning, hier kom ons gaan nie julle goed beskadig nie, ons gaan geen skade aanrig nie, ons gaan net deur jou land deurtrek, ons is nie hier om oorlog te maak teen julle nie. Sodat die koning weet, en die koning van Moab sê, dit sal die dag wees. En hy kry berigte van sy spioene, hierdie is miljoene mense, en hy's bang, en hy hier vir ou Biliam, kom vervloek hierdie volk, want in die verlede het dit gewerk. En dan verander die Here dit in 'n seëning. En hy hou dit teen Moab, as gevolg daarvan, omdat hulle julle nie vir julle kom help het, en vir julle kos en water gegee het nie, mag nie een van hulle in Israel inkom nie. En hier kom Rut. Excuse me, hier kom Rut in Israel aan. Maar, jy sien, Rut se optrede het haar vooraf gegaan. Want toe Naomi in die land inkom, toe vertel sy van die mense, hoekom hierdie Moabitiese vrou saamgekom het. Wat gaan aan, Naomi? Hoekom bring jy 'n heidense vrou terug saam met jou? Jou man en haar man is dood, hoekom kom sy saam met jou? Laat ek julle vertel. En daardie merkwaardige lojaliteitswoorde van Naomi maak vir haar die pad oop. En al wat 'n Bethlehemiet is sê, wow. Net soos ek. Net soos alle Christene. Wow. Ons het nog nooit gehoor van 'n heiden wat so omgedraai het en Israel aangeneem het en belangrik nog Israel se volk. Daarmee is Naomi se kommer daarmee heen. Hulle het haar nie verag en verwerp vir dit nie. Maar daar's nog probleme. Daar's nog bagasie. Hierdie twee vrouens kom in Israel aan teenoorgesteldes. Hulle kom daar aan en die mense sê, my magistraat, dis 10 jaar later, né? Hier's Naomi. Naomi sê, moenie vir my Naomi noem nie, ek is nie meer Naomi, my naam is Mara. Hoekom? Naomi beteken aangenaam. Mara beteken in Hebreëus bitter. En dan blaker sy haar bitterheid uit. My man is dood, my seun is dood, dis die Here se fout. Hy het hulle doodgemaak, en sy's bitter teenoor die Here, sy's bitter teen alles, en sy kom in Bethlehem en sy gaan sit in sak en as. 'n bittere vrou. En Rut het die teenoorgestelde. Nie die teenoorgestelde, 'n nuwe toekoms. 'n nuwe toekoms. Sy's 'n jong vrou. Die hele lewe lê nog vir haar voor, huwelik en kinders wat toe wel gebeur het. En sy's opgewonde en sy's uit daarna.
Sy het alreeds genoeg gelewe, die seëning van die Here, en sy het uitgesien om daardie lewe voort te sit. Twee heeltemal vreemde en teenoorgesteldes. In vers 21 lees ons, sê Naomi, vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Innerlik verwese. Sy help nie vir Rut inskakel nie. Sy doen absoluut niks. Sy moes vir Rut gaan werk soek het. Daar's baie goeie werk en ons sal nou sien, julle wat die verhaal ken, hoe maklik en hoe gou het Rut toe werk gevind. Maar dis Rut wat kom en sê. So het Naomi teruggekeer, haar skoondogter Rut, die Moabiet, het saam met haar teruggekom in die gebied van Moab. Hulle het in Bethlehem aangekom en aan die begin van die garsoes. Naomi het aan haar man se kant 'n familielid gehad, 'n vermoënde man, ryk man, uit die geslag van Elimelech met die naam Boas. Rut, die Moabiet, het vir Naomi gesê, kan ek maar na die lande toe gaan en by die gerwe, agter iemand wat my goedgesind sal wees, gaan are optel. Gaan maar my dogter, het Naomi haar geantwoord. Daar neem Naomi, ag liewes Rut, die inisiatief. Sy gaan soek. Dit was die werk gewees van Naomi. Sy is 'n Israeliet. Maar sy is so vasgevang in absolute tronk van bitterheid. Sy kan nie niks doen nie. Sy vergaan en versien haar pligte om vir Rut te sorg. En hier is dit Rut wat sê, kan ek gaan werk? Nou, wat ek byvoeg, die gewoonte was destyds, my broer en suster, die Here het in tydens Israel se 40 jaar in die woestyn, het hy vir hulle instruksies gegee. En het vir hulle gesê, as jy oes in jou lande, jou olywe, jou wingerde, moenie terugdraai om nog te gaan optel wat jy miskien nie gekry het of wat ook al nie. Laat altyd 'n bietjie agter. En later ook sê die Here vir hulle, aan die kante van jou lande, moenie daar oes nie, los dit vir mense wat nie kos het. En dit is wat Rut hier geweet het. Sy het dit by hulle gehoor. Sy was ingelig. En dadelik sê sy, ons kan daar kos kry. Ek gaan net na die lande toe, die garsoes is aan die gang, en ek gaan daar kos uit, pragtig. En dan hoe die Here vir haar help om by Boas uit te kom. Boas was 'n familielid aan Elimelech se kant. Ruk tree op, sy's nie in sak en as, verbitterd en selfbejammerd nie, en daar gaan sy. En die Here help vir haar om uit te kom by Boas se lande, en sy begin die are optel wat alles nie gelos is nie. En toe Boas nou uit Bethlehem terugkom in sy lande, en hy sien maar hier's 'n vreemde vrou, toe vra hy, wie is dit? En toe sê hulle vir haar, maar dis Rut. En toe weet hy al. Toe gaan hy na haar toe sê hy, geseënd is jy van die Here van wat jy gedoen het. Die getuienis van haar lewe, wie sy is in die optrede van daai lojaliteit, het versprei, kinderstorie wat by die mense uitgekom het. En dan werk die Here in Boas se hart, hy sê vir sy mense, los nog are vir haar. En later sê hy vir haar, kom eet saam met my werkers. En so word sy ingetrek. Ek gaan nou ons vooruit. Sy kom by Naomi aan in die eerste dag, waar sy nou are opgetel het, en sy kos vir 'n week. En Naomi skrik haar boeglam. Sy sê, waar het jy gaan kos kry? Sy het opgetel by die lande van Boas. En toe sê sy, Boas is 'n familielid, hy's 'n losser. 'n Losser, die mense het die gebruik gehad, broer en suster, as 'n familielid wat getroud was, doodgegaan het, dan het 'n ander familielid met daardie familielid se vrou of man getrou. Om daardie familielid se man of vrou se gesin, se nageslag aan die gang te hou. As die man is, dan sal die familielid met daai vrou ook trou, sodat die vrou se kinders in die man se nageslag ook ingedeel word. Dis nou nie die man wat weer trou met haar se kinders nie, dis die man wat dood is se kinders. Jy verstaan? So help hy, so het hulle mekaar gehelp om hulle nageslagte in stand te hou, maar ook die stamme, dat daar nie 'n stam was wat sou uitsterf nie, was dit die gebruik. En Boas was 'n losser, maar daar was 2 lossers. En toe, een aand, tydens die oes, het die mense op die lande geslaap.
Boas het saam met hulle op die lande geslaap. En toe hy wakker word, toe voel hy, maar hier's iets by my voete. En daar sien hy toe, al wat ek al komberse wat en sien, maar my maggies is Rut. Toe sê sy, doen jou ding as 'n losser. Toe sê hy, vader, is reg so. Jy doen wat reg is. En toe gaan hy na die dorp toe, en by die hekke van die dorpies in daai tyd, het al die ou manne heeldag gesit. Baie lekker. Hulle het net gepraat en geskinder. Hulle was die dorp se stadsraad. Hulle het besluit oor alle goede waaroor besluite moes geneem word. Dan die mense van die dorp na hulle toe gekom met klagtes en probleme, dan het hulle uitsluitsel gegee. En toe gaan Boas soontoe. En hier kom die ander losser aan. Toe was daar nog 'n familielid wat eerste in die ry was om te los, om 'n familielid te hê. Toe sê hy vir hom, wil jy vir Rut vat? Wil jy optree as losser? As jy haar vat, moet jy ook al die eiendomme van haar pa, van Naomi se man en sy twee seuns, moet jy dit koop. Toe sê hy, nee, jy kan los. Toe sê Boas, okay, daar in daai raad, ek neem die verantwoordelikheid om dan te sorg vir Rut, om haar onder my vleuel te neem, om daar te trou. Ek sal dan die familie gedeeltes en eiendom van Elimelech en die twee seuns sal ek oorkoop, en so trou Rut met Boas. En nou die interessante storie, die eerste kind se naam was Obed, en Obed en Rut is in die geslag van Jesus. Toe Jesus honderde jare later aarde toe gekom het, was hy in die nageslag gewees van Boas en Rut, 'n heidense vrou wat die Here so aangeneem het en so simbolies geseën het. Amen. Here, baie dankie vir die pragtige les van Rut, loyaliteit, oorgawe, die aanneem, maar die wonderlikheid van 'n familie wat hulle godsdienst so uitgelewe het, dat 'n heiden kon sien in aksie die ware God, die seëninge wat hulle mee geseën was, en so geen twyfel gehad het om daardie God vir haar aan te neem, en daarmee saam vir Israel as haar nuwe volk. Die wonderlike wyse U beskik het, dat sy by Boas uitgekom het, en hoe U haar simbolies ingesluit het om tentoon te stel die rykdom van U vergifnis, dat U vergewe het en in daai geval daardie verbod teen enige Moabiet opgehef het, en in plaas van dat sy gestraf word, is sy geseënd. Ons sê vir U dankie vir daardie les, in Jesus se naam, amen.